Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom uit Gesang 190 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here uit Gesang 396, strofes 1, 2, 3 en 4. Oh
Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustig ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 387, strofe 2 en 3. Ekskuus dan. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10, vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy engebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van hierdie heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 309, strofe 1, 2 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak volgende Here se woord oop en ons gaan saam lees daaruit die evangelie volgens Markus, Markus hoofstuk 14, daarvan vers 32 tot en met vers 42. In die Kansel Bybel hier voor my is dit op bladsy 75 van die Nuwe Testament. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here terwyl hy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Vader, ons dankie as u kinders en as u kerk, vir die onuitspreeklike voorreg wat ons het, om hierdie dag te kan herdenk. Hierdie Vrydag is nie maar net nog 'n gewone Vrydag nie, nee, dis 'n goeie Vrydag. Dis die dag waarop u Seun ingestaan het vir ons, in ons plek gesterf het, ons skuld en skande op hom geneem het, sodat ons kan bly leef. Vader, ons weet dat ons niks daarvan verdien het nie, maar dat u dit aan ons geskenk het, op grond van die genade en die liefde, grond van die omgee vir ons as u skepsels. En daarom, Here, is ons ook die bewus dat wat ons ook al sê, dink of doen, nooit werklik ons dankbaarheid kan betuig nie. Maar die omvang van dit wat die Seun kom doen het, sal ons nooit hier en nou ten volle kan begryp nie. Daardie oomblik, van daardie besef kom die dag, as ons u ontmoet van aangesig tot aangesig en die ewige lewe betree. Op daardie moment, daardie oomblik sal ons werklik besef wat u Seun vir ons kom doen het. Watter groot prys hy betaal het, sodat ons die ewige lewe kon beerf het. Maar Vader, hoor ons ook in ons gebrekkigheid. As ons vanmôre hier by mekaar is, om vir u dankie te sê, om hierdie grootste gebeurtenis in herinnering te roep,
Maar ons bid ook dat U ook weer tot elkeen van ons sal spreek vanuit U woord. Dat ons ook weer deur U woord tot die besef sal kom wat U Seun kom doen het, maar ook wat U Seun van ons verwag. Heer, ons bid, mag hierdie prediking ons elkeen raak en ons ook rig tot U eer. Vader, ons bid vanmôre vir ons broers en susters wat swaar kry, hulle wat siek is, hulle wat in hospitale is, hulle wat besig is met behandelings, hulle wat aansterk. Vader, U ken nie net elkeen se gesig nie, U is nie net bewus van elkeen se naam nie, maar U is by elkeen ook betrokke in die liefde en die sorg. En daarvoor dank ons U, Here. Maar ons bid ook, Heer, dat U ook vir ons sal gebruik as U stem, as U hande, as U hart. Vader, ons leef in 'n wêreld wat maar harteloos is. Daar is soveel haat en geweld en liefdeloosheid. Maar Vader, ons bid, mag 'n oomblik soos hierdie, 'n Paasnaweek, 'n Paasgebeure, die kruisiging en die viering van die opstanding weer 'n nuwe perspektief bring. 'n Perspektief van liefde en omgee en vergifnis. Vader, vir ons as mens klink dit maar na mooi en ydelle woorde. Dit klink vir ons so buite die bereik. Maar vir U, Here, is alles moontlik. En daarom bid ons, Here, soos U Seun ons geleer het om te bid. Here, laat U wil geskied. Gee ons die krag, die vermoëns en die geloof om ook U wil te aanvaar en daarvolgens te leef. Vader, ons waag hierdie woorde, maar ons bid dit onder leiding van U Gees. En ons bied dit aan in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, die gekruisigde. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam daar vanaf vers 32, Jesus in Getsemane. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy disippels, bly hier, sit totdat ek klaar gebid het. Hy neem toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het erg ontsteld en beangs begin word en sê toe vir hulle, my siel is die bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid, dat as dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy kom en vind hulle toe aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur lank te waak nie? Waak en bid, sodat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë het swaar geword. Hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Hy kom toe 'n derde keer en sê vir hulle, slaap en rus julle nog steeds? Genoeg, die uur het gekom. Kyk, die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai, is naby. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons sing nou weer saam met gesang 388, strofes 1 en 3.
Geliefdes, ons gee vanmôre aandag aan 2 verse uit die geleesde gedeelte. En daaruit vers 32 en vers 38. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels, bly hier sit, totdat ek klaar gebid het. En dan daar in vers 38, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Liefdes, die tema vir vanmôre se prediking is tuine van versoekings. Nou in die Bybelse konteks, as u die woord tuin hoor, dan dink ons elkeen maar onwillekeurig aan die tuin van Eden, ook bekend as die paradys. En ons leer daar die tuin of paradys ken as die ideale plek. Die plek van heiligheid en die plek van geregtigheid. Die mens wat saam met God kon woon, 'n toestand van vrede, geluk en voorspoed. Dis die eerste gedagte wat by 'n mens opkom wanneer 'n mens dink aan die tuin van Eden. Maar die tuin van Eden het in 'n sekere sin so 'n dubbele persoonlikheid of so 'n dubbele metafoor of nalatenskap. Ja, die tuin van Eden word ook geassosieer as die plek van vernedering, die plek van sonde, die plek van versoeking, die plek van wegkruip, die plek waar die mens uitgedryf word. Daarom het daardie beeld of metafoor van die tuin vir ons in die Bybel en in die besonder in die Ou Testament maar 'n baie negatiewe konnotasie, want ons onsself vereenselwig met die mens, met Adam en Eva. Binne in ons geloofstradisie beskou ons onsself as sondaar. So leer die Heidelbergse Katekismes ons ook. So bely ons ook met die doop van 'n klein kind dat ons in sonde ontvang en gebore is. Ja, dis die nalatenskap wat ons het van die tuin van Eden. 'n Plek waar ons verdryf is. 'n Plek wat 'n wig geslaan het tussen ons en God. En daarom moet ons ook in eerlikheid erken dat die tuin van Eden of daardie toestand vir ons as gefalle mens maar altyd 'n plek of ideaal is wat buite bereik is. En tog interessant, broer en suster, dat ons lees dat die mens deurgaans deur die Ou Testament en in destydse samelewing maar probeer het om weer die teenwoordigheid of die nabyheid van God vas te vang. So lees ons byvoorbeeld dat die ou volk daar 'n berg, Sionsberg, gaan okkupeer en 'n tempel bou en dan ook glo en leef dat God daar teenwoordig is, dat sou God daar woonagtig wees. So kon hulle die nabyheid van God verseker met bepaalde godsdienstige handelinge, met die bring van offerhandes en die hoëpriester wat een keer 'n jaar in die allerheiligste deel kon kom. Maar tog lees ons en vind ons dit, veral wanneer 'n mens die psalms lees, dat die mens ervaar dat daar 'n verwydering is, dat daar afstand is tussen God en mens. En dat die mens nie die vermoë het om daardie kloof te oorbrug nie. Maar dan, geliefdes, is daar die verwagting, die belofte van die Messias. God wat sou naderkom, God wat sou neerdaal tot die mensdom, God wat in die midde van die mens sou kom leef en kom werk, wat in die midde van die mens uitkoms sou bring, oorwinning sou behaal, 'n koninkryk sou kom vestig. Daar sou volkome herstel kom en lyding sou daar nie meer wees nie. En dan kom die Messias, die Seun van God. En dit is interessant, broers en susters, en in die besonder wanneer 'n mens besig raak met die Markus-evangelie, dat daar reeds van die eerste oomblik af daar die tema van lyding op die tafel geplaas word, van swaar kry. Die ander evangelies bevestig dit ook,
dat reeds by die Here Jesus se geboorte, sy koms, was daar hierdie toestand van lyding, van swaar kry. Maar ook versoekings. Want ons weet ook, dat saam met die tuin van Eden, kom ook versoekings. En ons lees dat God die mens gewaarsku het. Die mens probeer beskerm het teen die versoekings van die duistere mag, of ook bekend maar as die ou duiwel en Satan. Ons weet dat die ou Satan hom daaraan verlustig in die mens op 'n baie slinkse manier, nie net verlei nie, maar eerstens versoek. Ja, hy lei die mens in 'n hinderlaag met versoekings. Julle kan wees soos God. Daar kan vir julle meer geluk en meer moontlikheid wees. Daar is 'n bepaalde potensiaal in julle opgesluit. En die Here is bang dat julle dit sal ontdek. Dit klink so edel, so sorgsaam. En dan ken ons die gevolg. Ja, die tuin ook van versoekings. Satan suil by wyse van spreuke ook maar rond daar in die tuin, besig om die mens te versoek. En dan geliefdes, as die Here Jesus na hierdie wêreld kom, dan lees ons ook maar in die besonderhede, Markus begin trouens sommer daarmee, hy val met die deur in die huis, met daardie ou slang wat ook maar op die weg van Jesus kom rondsuil, en die Here Jesus versoek, ag, val tog net voor my neer, en ek gee vir jou hierdie koninkryke, hierdie wêreld, hulle sal jou aanbid. Maar die Here Jesus wat sterk staan, en die Satan antwoord. Maar daardie versoeking sou nooit weggaan nie. Ons lees deurgaans van hierdie versoekings in die Here Jesus se bediening. En wat was hierdie versoekings? Die kern van daardie versoekings was dat Jesus Christus sou afsien van die wil van God en homself sou oorgee aan die wil van die mens. En weet jy, broer en suster, niks het verander nie. Die probleem in die tyd waarin ons leef, soos ons verlede week mee gekonfronteer is, of nou Sondag in die Sondagkoerant, is nie die oorgewig predikant en nie net so tong in die kies. 'n Ouderling het by geleentheid vir my gesê, dat 'n mens moet 'n maardominee nie vertrou in die hervormde kerk nie, want 'n maardominee is 'n dominee wat nie sy werk doen nie. Want hy doen nie huisbesoek nie. As hy huisbesoek doen, kan hy nie maar wees nie, want die gemeente voer hom 'n bietjie vet. Maar dit so tong in die kies. Die probleem is nie die oorgewig predikers nie. Die probleem is juis dat die evangelie verander en verdraai word om aan te sluit by die wil van die mense. Wat wil jy hê? Wat wil die mense hê? Gesondheid, voorspoed. Saamgevat, die mens soek nie swaar kry nie. Die mens vlug van lyding. En as jy aan mense daardie gedagte kan verkoop, dat lyding sal ophou om te bestaan, dan volg mense. En in die kern is dit nie maar tog maar die boodskap of die misleiding of die versoeking van die Satan nie. Maar broer en suster, hierdie gedagte van die tuin en versoekings bereik dan 'n hoogtepunt of 'n naderdraai hier in die tuin van Getsemane. Trouwens, ons ken dit maar as die tuin van Getsemane, maar indirek was dit eintlik maar 'n boord gewees, 'n boord wat ommuur was, en dit maar die gedagte of die atmosfeer geskep het van 'n tuin, en vir die Here Jesus in die besonder en vir sy disippels ook, was dit maar 'n bietjie 'n plek van afsondering gewees, 'n plek waar hulle bietjie alleen kon wees, want ons weet dat dit die Here Jesus se gebruik was, interessant, juis in die midde van hierdie versoekings, mense wat graag wou gehad het dat die Here Jesus aan hulle wil moes voldoen, lees ons keer op keer dat die Here Jesus homself gaan afsonder het en gaan bid het. En hierdie tuin of hierdie boord het daardie ruimte vir hom gebied.
Net nog so enkele gedagte oor hierdie boord of tuin. Getsemane kom uit die Hebreëse woord van get en semani, semen, wat eintlik maar beteken pers en olie, want dit was 'n olyfboord. En dit was ook in daardie tyd 'n plek van besigheid. Dis daar waar hulle hierdie olywe gepars het en dan die olie verkoop het, maar onder 'n geweldige druk. Blykbaar was dit 'n steen van 1,5 meter met 'n geweldige gewig om hierdie olywe te pars, sodat dit dan sou loop as olie. En eintlik 'n plek wat so simbolies sou wees vir die druk wat die Here Jesus sou ervaar. Die druk van die sondes. Die druk om nie toe te gee aan die versoekings van die mensdom of die versoeking van die Satan nie, maar om gehoorsaam te wees aan die wil van God. So simbolies. En nou kom die Here Jesus daar met die 3 staatmakers. Daardie 3 disippels, een vir wie die Here Jesus baie lief was, Johannes, soos Johannes Evangelie ons ook leer, en dan ook Jakobus wat 'n baie groot rol sou speel in die vroeë kerk, en Petrus. Ja, die baie uitgesproke Petrus, die Petrus wat net van tevore met die instelling van die nagmaal en die viering van die Pasga plegtig beloof het enkele ure gelede dat hy die een is wat die Here Jesus nooit in die steek sou laat. En nou kom die Here Jesus met die versoek: julle moet hier agter bly, maar bid en waak. Wees waaksaam. En dit klink na 'n heel billike, doodgewone versoek. Kyk of daar enige gevaar is, kyk uit vir probleme. Maar julle moet vir my bid. Ons as mens doen dit ook baie kere in tye van nood en krisis, vra ons ook vir mense om vir ons te bid. Maar broer en suster, daar lê veel dieper in daardie versoek. Dit was ook destyds God die Vader se opdrag aan die mens daar in die tuin van Eden, om waaksaam te wees. Moenie van daardie vrug van die boom eet nie. Pas op, wees versigtig. God waarsku die mens, wees waaksaam. Maar die mens sukkel daarmee. Die mens is maar nie 'n waaksame wese nie. Die mens gaan maar nie met oop oë deur die lewe nie, en daarvan getuig die Bybel hoe die volk destyds maar keer op keer ook maar blindelings in gemors in beland het. En soos dit vandag ook maar nog steeds so, maar hier word hierdie disippels, en in die besonder hierdie 3, eintlik die toonbeeld, die prototipe van die gevalle mens. Hulle is nie waaksaam. Ja, dit is inderdaad soos die Here Jesus gesê het, die gees is gewillig, maar die vlees is swak en hulle liggaam gee maar in. Ons weet nie waarom dit was nie. Dalk was dit as gevolg van die viering van die Pasga en die instelling van die nagmaal. Dalk het hulle bietjie te veel wyn gedrink of te veel geëet. Ons weet dit was hier in die vroeë oggendure, watter een van die 3, ons weet nie, dalk maar 'n samevloei van al 3. Maar hoe dit ook al sy, hulle kan nie waak nie. En hulle bid nie. Hulle gee maar in. En die Here Jesus is alleen. Hierdie lyding van die Here Jesus wat hier 'n hoogtepunt bereik. En iets daarvan, broer en suster, verstaan ons ook in tye van swaar kry. 'n Mens ervaar dit dat jy alleen is. Al is daar ook mense om jou te ondersteun, is dit baie kere vir jou 'n oomblik van eensaamheid. 'n Mens voel so baie kere, kan daar tog nie iemand wees wat tog maar net in jou skoene kan kom staan nie. Kan daar nie tog maar net iemand wees wat werklik jou omstandighede verstaan en ervaar nie. En ons weet, kan nie. Al wil ons ook instaan vir iemand, vir 'n geliefde, vir 'n kind of vir 'n ouer, jy kan nie. Lyding is baie kere 'n eensame pad. Maar, geliefdes, hier in hierdie tuin van versoekinge, hierdie plek waar die lyding en swaar kry 'n hoogtepunt bereik, sien ons iets merkwaardigs by die Here Jesus raak. In sy eensaamheid val hy op sy knieë en hy bid. Hy soek toenadering tot God. En broer en suster, dit is 'n merkwaardige gebeurtenis. Want hier sien ons ook aan die een kant dat die Here Jesus se menswees
'n hoogtepunt bereik. Want ons moet weet dat die Here Jesus was ook volkome mens. Hy weet wat wag. Hy het dit ook trouens so verwoord aan sy disippels. Hy sien dit in sy geestesoog. En dit druk op sy siel, dit raak sy hele menswees. Dit raak sy denke, dit raak sy siel, dit raak sy liggaam. Hierdie druk is so geweldig wat ons lees in die Lukas Evangelie, dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. En in hierdie toestand van swaar kry en lyding, eensaamheid, bid hy tot God. Spreek hy 'n belydenis uit tot God. Vader, ek weet dat alles vir U moontlik is. Maar as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Hierdie woorde onderstreep ook verder die menswees van Christus. Hy spreek hierdie woorde, broer en suster, ook namens ons elkeen. Want as ons gekonfronteer word met swaar kry, as ons daar by die dokter sit en daardie uitslae word met jou bespreek, of daardie onsekerheid oor die gesondheid van 'n geliefde, of die onsekerheid oor werksekuriteit of die toekoms, as mens weet hier kom moeilikheid by wyse van spreek, soos ons tans ook maar beleef in hierdie land en in hierdie wêreld onder die huidige omstandighede, dan spreek ons hierdie woorde. Here, asseblief, nie nou nie. Here, ek sien nie kans nie. Verder verwoord ons baie kere, maar Here, hoekom ek? Here, vir U is alles moontlik. Los hierdie krisis op, asseblief, ek het nie die krag daartoe nie. En dan gebeur dit, broer en suster, dat die Here daardie druk van ons wegneem baie kere. En miskien dalk, as ons tyd het, sal ons die Here daarvoor dank, maar dan gaan ons maar aan met die lewe en ons gaan aan met ons ou self. As daardie lyding en swaar kry sou momentum kry, sou voortgaan, dan raak ons baie kere ongeduldig, opstandig, kwaad, verwytend, teleurgesteld in God. Raak mense weg. Hulle bid nie meer nie. Hulle kom nie meer by die kerk nie, want hulle is kwaad vir God. As God dan 'n God van liefde is, hoe kan so iets dan moontlik wees? Maar weet jy, broer en suster, die Here het ons nooit voorspoed beloof nie. Wat sê die Here Jesus? Waartoe word die Christen opgeroep? Die Here Jesus sê, as jy agter my aan wil kom, moet jy jou kruis opneem. Dis geen prettige opdrag nie. Kruisdae is nie 'n prettige oefening nie. Dis 'n lewe van lyding en swaar kry. Om Christus te volg en Christus te dien, bring swaar kry, verseker swaar kry. Iemand skryf by geleentheid, dat nie eers die Seun van God is die lyding van hierdie wêreld gespaar het. Laat my altyd dink, en ek het al met u gedeel, met die woorde van wyle professor Wally de Silva, wat maak jou nou beter, dat die wêreld jou anders sal behandel? Ja, nie eers die berouvolle misdadiger aan die kruis is die lyding gespaar nie. Ook nie die misdadiger wat volhard het in sy sonde nie. Nie lyding, dis jou erfdeel. Maar tog is dit interessant, broer en suster, om te sien wat die Here Jesus doen. Soos reeds gesê, doen hy 'n geloofsbelydenis. Maar dan daardie besonderse woorde van nogtans. Daardie woorde van Habakuk, daardie woorde wat vir ons so moeilik is om te bid. Nogtans, Here, laat U wil geskied. Daardie woorde wat die Here Jesus ons ook geleer het met die Onse Vader. Dis woorde wat moeilik is om te bid. Maar die Here Jesus bid dit. U wil. En tog interessant dat die Here Jesus berusting vind. En dis moeilik al reeds op sigself. Om berusting te vind
in jou omstandighede, in jou swaar kry, in jou ellende, om dit te aanvaar, broer en suster, is moeilik. Is menslik gesproke onmoontlik. Dit gebeur maar deur die genade van God en die ondersteuning van medegelowiges. Maar hier is die Here Jesus, eensaam en alleen, besig met sy Vader, en hy aanvaar dit. Hy vind berusting, maar meer as dit. Nie net berusting nie. Die Here Jesus aanvaar dit nie maar net soos 'n mens sou aanvaar en sou sê, dit is nou maar my lot nie. So 'n gedagte van die skrywer Gonzalez, die noodlot. Dis nou maar hoe die kaarte gedeel is. Nee, broer en suster. Die Here Jesus aanvaar dit as die wil van God. Maar meer as dit. Hy onderwerp homself aan die wil van God. 'n Totale oorgawe. Die Here Jesus kom en plaas homself in die hande van God. En dit, broers en susters, is 'n bo-menslike gebeurtenis. En dit is wat hierdie Getsemane oomblik so besonders maak. En dan kom die Here Jesus weer by sy disippels en hulle slaap. En dan daardie woorde as hy vir hulle sê, julle moet bid dat julle nie in versoekings kom nie. Nou, wat word bedoel met daardie versoekings? Soos ons reeds gesê het, moet ons dit verstaan in terme ook maar van die gebeure daar in die tuin van Eden. Want wat was die kern, die kruks, die fokuspunt van daardie versoekings destyds in die tuin van Eden of die paradys? Was daar die wig wat die Satan tussen God en mens ingeslaan het. Daardie versoeking om weggetrek te word van God, om jou rug op God te keer. Dit gaan nie oor hierdie wêreldse versoekings waarin ons baie kere dink nie. Die grootste versoeking is om jou rug te keer op God. Dis waar voor hierdie disippels moet bid en teen moet waak. Want die Here Jesus het geweet dat hierdie lyding van hom sou ook ander raak, net soos hy hierdie 3 disippels en die ander ook sou raak. En ons lees daarvan, as ons verder lees in die evangelies, hoeveel mense is daardeur getraumatiseerd. En die besonder dink ons aan die Here Jesus se moeder wat moes staan en toe kyk hoe haar seun onskuldig gekruisig moes word. Lyding het ook gevolge. Maar hulle moet waak. Hulle moet bid dat hulle sal staande bly teen die versoekings, dat hulle by God sal bly, dat jy bereid sal wees om aanvaarding te vind by die wil van God en jouself oor te gee in die hande van God. Maar broer en suster, hierdie oorgawe het tog 'n verandering wat plaasvind hier in Getsemane. Voorheen was hierdie oorgawe aan die oordeel van God, die gerig van God, God wat die sonde moes straf. Die Here Jesus kom en neem daardie angel weg. Hy neem dit op hom. Hy kom tree in ons plek, sodat ons die oordeel van God nooit hoef te vrees nie. Dat hierdie oorgawe aan die wil van God nie 'n vernietigende of 'n verdoemende oefening sal wees nie. 'n Oefening wat lei na die dood nie, nee. Dat hierdie oorgawe in die hande van God 'n oomblik van genade en seën sal wees. 'n Oomblik van lewe. En broer en suster, alle lyding, alle swaar kry wat ons erfdeel is maar tydelik van aard. Wat skryf Paulus daar in die Romeinebrief? Hy sê, swaar kry kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek volharding. En daardie geloof en volharding loop uit op hoop. En dan sê hy die hoop beskaam nie. Broer en suster, as predikant oor bietjie meer as 21 jaar al, beleef ek dit by lidmate.
by gelowiges as hulle daardie lydingspad stap. En in die besonder daar by 'n sterfbed, waar die gelowige hom of haar selfs oorgee in die hande van God. Daardie geloofsbelydenis, daardie vrede om te sê, maar die Here kan my kom neem, dit is reg. Daar kom 'n vrede. Ek is reg om terug te keer na die teenwoordigheid van God, by wyse van spreke na die tuin van Eden in die paradys. Daardie belofte wat die Here Jesus ook aan die kruis gemaak het, ek verseker jou vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, daardie geloof loop uit op hoop. En dit, broer en suster, is wat hierdie gebeure op daardie Vrydagoggend so besonders maak. Dat ons swaar kry en ons lyding ons op die punt bring van die ongelowige nie. Want die ongelowige sê, ag, alles kom tot niks, dis so 'n dalende lyn, 'n opstand teen God. Nee, vir die gelowige is dit 'n stygende lyn. Vir die gelowige is dit inderdaad 'n oomblik van vrede. Jou oor te gee in die hande van God, om te soek na die wil van God, 'n totale oorgawe. En dit is wat hierdie oomblik in Getsemane ons aandag weer op plaas. Nou broer en suster, Goeie Vrydag of Paasnaweek is vir baie mense nie 'n gewilde gebeurtenis op die kerklike kalender nie. Want in ons geestesoog word ons maar weer gekonfronteer met swaar kry en lyding en ellende. Ons sien die bloed, ons sien die pyn. En ons deel dit baie keer in ons lewens ook maar. En daarom dat dit vir ons negatief is, daarom dat 'n gebeurtenis soos Kersfees met lewe en nuwe lewe vir ons eintlik baie meer sagtend is. Ons akkommodeer dit meer graag, ons vier dit graag. Maar tog, broers en susters, is daar 'n dieptepunt in die Paasgebeure. Want ons besef dat die Here Jesus mens geword het, dat die Here Jesus verstaan waardeur ons gaan, en dat die Here Jesus ons inderdaad in die hande van ons hemelse Vader geplaas het, en dat daardie hande nie meer hande van oordeel is nie, maar hande van genade, hande van verlossing en uitkoms. En daarom, broer en suster, ongeag wat u omstandighede vanmôre is, ongeag die kruis waarmee u besig is, weet dat u kan God se wil vertrou en weet dat God met u is. En daarom word ons ook weer opgeroep om onsself af te sonder en te bid, dat ons nie deur hierdie wêreld in versoeking sal kom, maar dat ons altyd ons weg sal vind, op ons knieë sal val voor die aangesig van ons hemelse Vader. Ja, vandag is inderdaad vir elkeen van ons 'n goeie Vrydag. Amen. Geliefdes, laat ons saam dank. Ons hemelse Vader, o Heer, daar is soveel versoekings in hierdie ou wêreld, soveel pogings om ons van U af weg te lok, om ons te oortuig om ons rug tot U te keer. Maar ons dank U, Here, dat U nooit U rug op ons draai nie. Ons dank U, Here, dat U U Seun gestuur het, dat hy ook as mens vir ons kom bid en pleit het, ook daar in Getsemane. Ons weet U is die Almagtige. Dit vier ons ook Eersdag Sondag met die oorwinning oor die dood. Maar dankie, Here, dat ons weet in ons swaar kry en in ons lyding kan ons bid, laat U wil geskied. Maar meer as dit, kan ons onsself ook oorgee aan U wil, 'n totale oorgawe, want ons weet U is met ons. En wat die swaar kry en die lyding ook mag wees, dis tydelik. Maar swaar kry en lyding loop uit op 'n heerlikheid wat verreweg hierdie wêreld oortref. Daarom bid ons, Here,
Skenk aan ons daardie geloof, dat ons in die lewe en in ons swaar kry en in ons stryd sal staande bly. Dat ons inderdaad vrede sal vind met onsself, maar ook met U. Dankie vir daardie vrede wat U Seun gebring het. Vader, ons bid, hou U hand oor ons elkeen uitgestrek. Seën ons in hierdie dag en seën ons in hierdie naweek en seën ons elke dag van ons lewens. Bewaar ons van versoekings en versterk ons in die geloof. Dit bid ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons slotsang is gesang 393 en ons sing daar strofes 1, 3 en 4. Gesang 393, strofes 1, 3 en 4. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.